Welkom terug by die groot ontbyt. Die groot swem is binnekort weer hier. Ja, die jaarlikse swemveldtog. Hierdie inisiatief mik om fondse in te samel vir bewusmaking van kinderverdwerging in Suid-Afrika en om voedsel vir die nodige voedingswaardes vir kinders te gee wat dit nodig het. Ons gesels vanoggend met 'n paar rolspelers, my tong hap vas, met 'n paar rolspelers spesifiek oor die groot swem. Ons gesels met Marlo Boshoff van King Price, ons praat met Zaan Hulm van Atterbury Trust en met Org van der Walt van die Startwell Foundation. Goeiemôre julle. Môre. Hier is ons weer. Ja, jy wil nie oranje rok vir nie. Hoorie, ons moet begin eers by die groot swem. Daar's baie mense wat vra wat op dese aarde is die groot swem? Wat is die groot swem? Die groot swem, ons swem van Robben Eiland na Bloubergstrand. So dis so 7,5 kilometer in daai ikoniese stuk oseaan. Ja, dis die groot swem. So 7,5 kilos, dis 'n stukkie se swem daai. Wanneer gaan dit gebeur? Dit gebeur in daai week van die 24ste tot die 28ste Maart. So ons hoor die week voor die tyd, hulle kyk na die toestande en wanneer is daai see so plat en wanneer is die haie nie daar en so nie en dan daai dag swem ons. Wat is goeie nuus? Ek is bly julle hoor wanneer is die haie nie daar nie son. Maar nou kom ek vra vir jou wanneer hierdie inisiatief begin en hoekom? Wat is die rede daar agter? Ja, weet jy, ons het so 3-4 jaar terug het ons besef ons ken nou vir Org en Fransjo van die kerk ook van Morgan het ons uitgedaag rondom hoe gaan ons betrokke raak om kinders te voer en hierdie probleem van kinders en Org kan dan 'n bietjie meer daarvan vertel. Toe het ons gesê maar kom ons doen iets wat 'n bietjie aandag trek en toe het ons begin met hierdie inisiatief van die groot swem, Robben Eiland, Bloubergstrand toe 7,5 km soos Zane verduidelik het. En net begin het om mense te begin bewus te maak van hierdie krisis in ons land oor kinders wat gewanvoed word en om toe begin sekere persone begin bymekaar te kry. Ons is hierdie jaar al lekker 22 swemmers wat gaan swem. Is nou ons 4de jaar wat ons gaan swem. En ja, ons kry nog vir die haie weggeswem en niks wat ons nog geëet of gevang nie, so alles is nog bereik en die dolfyne en die robbe en die walvisse was al almal daar tussen ons deur en ongelooflike belewenis. En ja, ons wil eintlik maar net mense uitdaag. Hoe kan mense saam met ons vennootskap ingaan om te help te finansier om hierdie probleme in ons land uit te sort? Ek dink as niemand niks doen nie, gaan niks gebeur nie, so ons probeer maar iets doen. Jy verwys na die goeie doel natuurlik vir die groot swem. Org ons met jou gesels. Die Startwell Foundation, hoe help julle om kinders wat aan verdwerging blootgestel is te help? Jy moet nou eers kyk wat verdwerging is, ja. Nee, om dan te probeer figure hoe gaan jy nou dit oplos? So verdwerging is kinders wat in die eerste 1000 dae, maar selfs 2000 dae. So dis die eerste 2 jaar van lewe of eerste 5 jaar van lewe nie die regte proteïene inkry nie. En daai kind wat groei, het proteïene nodig, maar dis baie spesifieke proteïene. Dis nou nie, jy kan nou nie soja of boontjies of mielies proteïene vir die kind gee nie. Ons is baie spesifiek oor die proteïene wat ons weet die kind moet kry. En die kind groei 1 mm elke 3 dae. En ja, dit is so. En in 'n maand is dit 10 mm, 'n sentimeter elke maand dat die kind moet groei. En daarvoor moet ons nou proteïene sorg, né? So ons het 'n stigting, die Startwell Foundation gestig. Ons het 'n fabriek en ons het nou van die land se beste wetenskaplikes aangestel en dat hulle ons help en ons het 'n ding geformuleer wat die Startwell Kids, wat ons hom vandag noem, oggendgereg is. Dis 'n gereed vir eet wat jy in die oggend vir hulle gee en dan gee jy vir hulle proteïene. En dis soos tik-tak. Elke dag slaan die kind die proteïen. En dis ongelooflike resultate want ons meet die kinders elke maand. Ons het 15,000 kinders wat elke dag kos kry. 15,000. 15,000. Ons mik vir baie meer. Dis eintlik 'n tragedie dat hoe baie kinders van ons aan verdwerging ly in ons land en hoe lank dit al aankom. So, dis wat ons Wat is die gevolge van as die kinders nie hierdie voedingswaarde kry nie? Dis die tragedie. So as 'n kind nie die regte proteïene kry, so ons praat van protein energy malnutrition of chronic malnutrition. Dis kinders wat nie proteïene, hulle kry kos, maar hulle kry nie proteïene nie. So wat gebeur is die brein se struktuur ontwikkel nie heeltemal reg nie. Dis nou in leuke taal. So die brein se volume is dieselfde, maar die struktuur van die brein is nie reg nie. Dan kan leer nie regtig plaasvind nie. En dan ook kan jy dit meet. Die kind fisies is korter. So ons meet die kinders se groei en hy moet op sy groeikurwe bly. En as hy agter sy groeikurwe bly, dan kan jy weet, daar's nie proteïene nie. Daar moet proteïene inkom.
Zaan, dis 'n wonderlike ding om van deel te wees, om verdwerking by kinders te probeer voorkom. Hoekom is julle betrokke daarbey en gaan jy ook swem? Hoekom ek daarbey betrokke is, ek dink ons paai het so 3-4 jaar. Ons is eintlik in dieselfde kerk in Stellenbosch en ons kerk het begin om dit wat ons doen vir liefdadigheid, het ons Staatwel begin gebruik en ek het die resultate nou vanoggend en met hom gepraat en ek is net regtig aangegryp deur hierdie verskil wat dit kan maak, want dit is eintlik in ons lewe. Ek het nog altyd probeer om vir my gesin, my kinders die beste kos te gee, maar so baie mense kan dit in ons land nie doen nie. En ja, so dit het my laat passievol daar voel en ek's baie lief vir water, ek's baie lief vir swemming, altyd dis so of my happy place en ek bly gelukkig nou waar daar baie vleie en plekke en enige plek waar ek 'n plas water kry kan ek oefen. So dis iets wat ek voel ek kan doen, want ek voel as almal in ons land, as jy iets sal doen waar jy passievol is en dan gaan ons land heeltemal anders te lyk en hierdie is vir my 'n wonderlike ding. Ja, en ek gaan swem. Ek het dit nou al geswem en ek gaan dit swem en dit is vir mense 'n groot ding om in daai oseaan en jy sien Tafelberg so aan die kant. Dis regtig 'n ongelooflike belewenis, maar om dan terselfdertyd te voel, "Sjoe, ek skep bewustheid en ek doen iets." En ons by Atterbury Trust, ons hardloop nou eintlik 'n groot program wat ons vir die afgelope 7 maande doen wat ons 2.500 kinders monitor op Staatwel en dis ongelooflik die verskil wat ons kan net na 6 maande kan sien waar ons nou betrokke is by die meting. So dis iets waaraan ek absoluut glo en wil ondersteun. Ek's mal oor dat jy sê, jy weet, as almal in die land iets doen waar hulle passievol voel, dan gaan die land so 'n groot verskil maak. Want ek dink altyd ons dink nee, maar dis iemand anders se werk om die verskil te maak of jy moet iets groot doen om 'n verskil te maak, terwyl elke klein ding vir dit wat jy doen tog 'n verskil maak. Of dit is dat jy die papier in die strate optel voor jou huis of in die omgewing of wat ook al dit is, elkeen van ons kan definitief 'n verskil maak daar waar ons is in dit wat ons kan doen. Maar nou, wat is van die grootste uitdagings terwyl mens nou in hierdie oseaan is? Val die robbe jou so elke nou en dan aan? Ek nou nie jok nie, maar nee, hulle amper. Dit het ons amper gebyt laas jaar, maar nee, hulle swem eintlik redelik vriendelik saam met jou. Dit is 'n ongelooflik. Ek dink as enigiemand belangstel, ek ben daar sit 'n org swemmer nie, hy was nie 'n swemmer nie, hy is nou 'n swemmer. Ons kan net voorporteer. Ek sê jy gaan nou swem. So ek wil sê as jy net naaste my gedagte het, jy dink jy kan dit doen, dan kan jy dit doen. Jy kan letterlik jou kop neersit en sê kom ek gaan raak betrokke, gaan ek swem saam met die ouens. Kom ek gaan kry hierdie belewenis. Ons het net 'n ongelooflike belewenis om dit te hê. Maar ek dink dat ek weet van King Price se kant dat ons besef, maar goed, dit kos ons R90 om 'n kind te voer vir 'n maand met Staatwel. En kom sê ons rond dit so rondom af. Omtrent R1000 kan 'n kind amper vir 10 maande. Dis omtrent wat ons toegang het tot daai kind by 'n vroeë ontwikkelingsentrum. So vir R1000 kan jy 'n kind voer vir 'n jaar. So ek wil regtig mense uitdaag as hulle wil weet en Staatwel is 100% artikel 18A geregistreer. So ons gebruik van King Price van ons CSI fondse om hierin in te sit, kry artikel 18A voordeel. So as enige organisasie wat graag wil op een of ander manier sê, man ek het net R10,000, ek wil net klein begin, great. Ons het as dit nou koöperatief is en of dit iemand persoonlik is wat sê ek het R1000, weet jy wat jy gaan 'n kind voer vir 'n hele jaar. En ek sê altyd wat 'n voorreg om daai fenominale oseaan met Tafelberg hier langs jou, die seelewe om jou te kan swem vir 2,5-3 ure. En dan as gevolg daarvan gaan voer ons nog 1000 kinders. Sure. So dit is eintlik net dis 'n wen-wen vir almal al die kante toe. So ek dink dis 'n ongelooflike geleentheid. Zaan, hoeveel is daar wat nou gaan saam swem? Hoe het julle idee? Ons is altyd saam nou 22, maar nou is ook goed met die bemarking. Daar word ek dink volgende jaar gaan ons 'n paar ander groot aankondigings maak wat ons nou hoor wat hier ingetrek word in die hele swem, want ek dink dit bou nou momentum en dankie vir die geleentheid ook dat ons kan bewustheid skep hier, maar ek dink die groot ding is ook ons het die platform is op Give and Gain, so mense kan maklik gee, so weet ons daag ons vriende uit, ons daag so en soos Mario gesê 'n klein bietjie, elke klein bietjie kan help, wat ons kan bysit, maar ons is 22 swemmers op die dag. 22 swemmers. Nou ja, alle sterkte. Meer as 7 kilos is nie 'n grap in die see nie. Ons hou duim vas en ons hoop daar word baie geld ingesamel vir Staatwel.